Pretoria FM is weer in 'n regstryd met die onafhanklike kommunikasie-owerheid van Suid-Afrika gewikkel oor sy reg om na herleistasies uit te saai en verder landwyd uit te brei. Nou, ek kan nie te veel daaroor sê nie, want daar's baie regstegniese terme, so daarom het ek vir Willie Spies, direkteur van Hutter Spies, ingelyf genooi om vir ons te verduidelik waaroor gaan hierdie saak. Willie, goeiemôre, baie welkom. Môre Susan, is lekker om hier te wees, dankie. Nou Willie, hier is twee sake ter sprake. Een in Augustus voor die hof en dan nou eerskomende Vrydag voor ICASA se tribunaal. Nou voor ons by die sake uitkom, kom ons draai net eers die horlosie so effens terug na meer as 30 jaar gelede. Waar het Pretoria FM se regstryd begin? Letterlik 32 jaar gelede, 33 jaar gelede nou al. Toe die vooruitsig begin ontstaan het dat gemeenskappe na vore kan tree en uitsaai lisensies sou kon kry. Dit was nog destyds onder die onafhanklike uitsaaiwet. Het dit begin moontlik raak, dit is in die vooruitsig gestel onder die vorige regering, die Nasionale Party regering, wat tot 27 April 1994 aan bewind was. Nou, toe daardie vooruitsig ontstaan het, het gemeenskappe reg oor die land eintlik het na vore getree en gesê, ons soek 'n eie stem. Ons soek 'n Afrikaanse stem wat vir ons nuus kan bring, objektiewe nuus kan bring, betroubare nuus wat ons Christelike waardestelsel deel, wat ons konservatiewe waardestelsel deel en wat kan uitsaai na die Afrikaner mense van Suid-Afrika waar hulle ook al is. Nou dis waar dit begin het, so dat letterlik van Tafelberg tot by Wolkberg. Of destyds hulle gepraat van Tygerberg, dit was die naam, het daar gemeenskapsradiostasietjies ontstaan, meeste van hulle met die naam van 'n nabygeleë berg, soos ek sê, in die Kaap, Tygerberg, in die noorde van die land, Wolkberg, daar in die omgewing. En so is die hele land eintlik bedien, kragtens hierdie tussentydse interim uitsaaireëlings wat destyds gegeld het. Nou baie van die stasies het tot niet gegaan. Baie van hulle het radiostasies in hulle eie reg geraak. Tygerberg, weet ons, in die Kaap is 'n groot selfstandige stasie. In Bloemfontein, Radio Rosestad is 'n selfstandige stasie wat op sy eie stoom aangaan. Daar in die Noord-Vrystaat, Viljoenskroon omgewing is Radio Oeverval wat ook op sy eie stoom voortgaan. Maar daar was so 'n stuk of 7 of 8 stasies, veral in die noorde van die land, wat gesê het, wel, ons stel nie belang om 'n eie selfstandige radiostasie te raak wat op ons eie uitsaai nie. Ons stel belang om deel van die Pretoria FM familie te wees, of die Radio Pretoria familie, soos wat dit daai tyd bekend gestaan het. En daardie stasies het doodgewoon voortgegaan om die uitsendings van Radio Pretoria te herlei na hulle uitsaaigebiede toe. Nou dit was die praktyk wat letterlik 30 jaar gelede vorm aangeneem het en vir 30, 31, 32 jaar het dit voortbestaan. Nou ons weet dat ons 'n lang lisensiestryd gehad het. Ons weet dat Radio Pretoria vir die eerste keer formeel permanent gelisensieer is hier in 2010, dis sommer nou die dag. En ons weet dat nadat dit gebeur het, het dit toe aan die lig gekom dat hierdie herleistasies nooit gelisensieer was nie. En op daai stadium was ek is op die oomblik slegs as prokureur betrokke, daai stadium was ek ook as 'n direksielid en as uitvoerende hoof betrokke. En dit was ons taak om seker te maak dat elkeen van hierdie herleistasies ook gelisensieer word en ook in eie reg bly voortbestaan. Dit het gebeur in 2013, ons was baie dankbaar daaroor, en natuurlik in 2015 het hierdie groot nuus gekom dat ons onsself herposisioneer, herloods onder die naam Pretoria FM en dat dit eintlik 'n sambreel sou wees vir al hierdie noordelike herleistasies wat na die noorde van die land uitsaai. En ons het ons werk gedoen, ons het elke jaar ons opgawes by ICASA ingedien en uit die bloute, so hier 2020 in die COVID tyd rond, het daar 'n klagte na vore gekom wat deur Prime Media, 'n groot kommersiële speler, gelê is. En Prime Media het ons aangekla en gesê, maar dit wat ons doen is dan nou volgens hulle oordeel teen die uitsaairegulasies. Nou, ek wil nie te veel ingaan op die betrokke saak nie, maar ons het voor die klagtekomitee van ICASA verskyn daai tyd en uiteindelik op 21 of 24 September 2021
het die klagtekomitee sy uitspraak gelewer. Regter Masipa het haar uitspraak gelewer en sy het gesê, dit wat ons doen ons reeds vir 32 jaar. Ons het geen geheim daarvan gemaak nie. Wat haar betref en wat die komitee betref, is dit heeltemal wettig, dis toelaatbaar, ons kan so voortgaan. Nou dit was nou wonderlik, ons het groot fees gevier, groot vure aangesteek en ons het sê, maar as dit moontlik is om so voort te gaan, dan wil ons ook die geleentheid hê om uit te brei na gebiede wat mense vir ons sê, maar ons wil graag na Pretoria FM luister. En so het dit gekom dat ons aansoek gedoen het in gebiede waar daar frekwensies oop is. Kyk, dis nie 'n kwessie van dat hier 'n tekort aan frekwensies is nie. Daar's 'n magdom frekwensies daar buite beskikbaar. ICASA publiseer dit so elke 2-3 jaar en dan kan jy aansoek doen om uit te saai op daai lisensies. En daar was 'n stuk of 6 of 7 van daai frekwensies in verskillende dele van die land waarvoor net Pretoria FM aansoek gedoen het. Niemand anders het aansoek gedoen, belang gestel om daar uit te saai nie. Maar ICASA het toe in sy wysheid besluit om daardie aansoeke te diskwalifiseer en dis asof die hele debat toe van vooraf geopen is. Aan die een kant diskwalifiseer hulle hierdie aansoeke van ons om uitbreiding en aan die ander kant, ten spyte van die feit dat regter Masipa reeds beslis het dat dit wettig is wat ons gedoen het om uit te saai na herleistasies toe, besluit ICASA toe nou self om 'n klagte te lê en ons is nou eerskomende Vrydag voor die klagtekomitee oor min of meer, dis 'n effens 'n ander regulasie, maar dis dieselfde wese, dis dieselfde kwessie wat bespreek word nie. Kwessie wat bespreek moet word is, mag Pretoria FM behalwe vir Pretoria ook uitsaai na ander gebiede toe. Ons glo jy mag. Ons glo dat die uitsaai wetgewing definieer gemeenskappe op 2 maniere. Jy kry geografiese gemeenskappe wat gedefinieer word aan die hand van munisipale grense en dan kry jy belangegemeenskappe of in Engels in die wet praat van interest-based communities. Nou interest-based community is nie beperk tot een munisipaliteit nie. Ons weet ons munisipale grense is in elk geval sommer lukraak getrek. Daar was nooit regtig munisipale grense is nie rondom die grense van spesifieke dorpe nie. Hulle het sommer 3 of 4 dorpe lukraak gekies en bymekaar gegooi in een munisipaliteit. So die kort en die lank daarvan is daar's 2 tipes gemeenskappe waarvoor die wetgewing self voorsiening maak. 'n Geografiese gemeenskap wat mens kan aanvaar in 'n munisipale gebied lê, maar dan ook 'n belangegebaseerde gemeenskap. Die Christen gemeenskap is 'n belangegemeenskap. Hulle is reg deur die land van Tafelberg tot by die Limpopo rivier is daar Christenmense. Die Moslem gemeenskap is 'n gemeenskap wat jy in elke dorpie kry jy hier en daar mense. Die Afrikaner gemeenskap is 'n Afrikaner gemeenskap waarvan ons is soos 'n dun laagie botter oor die hele land gesmeer. Orals is daar Afrikaner mense. En hulle het 'n behoefte om radio te hê, hulle het 'n behoefte aan radio wat hulle verstaan, hulle het behoefte aan radio wat hulle taal praat, ook hulle hartstaal praat. En daardie mense moet geakkommodeer word in ons wetgewing. Maar ongelukkig sit ons tans met ICASA wat regulasies nie gebruik om sy mandaat uit te voer, naamlik om vryheid van uitdrukking te bevorder nie. Hulle gebruik regulasies om vryheid van uitdrukking te beperk. En ons moet daarteen veg. Dis 'n harde geveg om te stry, maar ons het dit nou al vir 32 jaar gedoen. Ons het lekker fiks geword. Ons sal aanhou om dit te doen. Wil jy bly vir 'n oomblik by ons? Ons gaan aanbeweeg, maar ons gaan net na 7 verder gesels met Willie oor wat hierdie sake behels en hoe lyk die litigasie vir eerskomende Vrydag. Nou Pretoria FM is weer in 'n regstryd met die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika of ICASA gewikkel oor sy reg om na herleistasies uit te saai en ook verder landwyd uit te brei. Nou vir meer hieroor het ons nou die persoon wat die litigasie dryf ook hier saam met ons in die ateljee, Willie Spies, die uitvoerende direkteur ook van Hurter Spies ingelyf. Willie, weer eens baie dankie vir jou tyd. Vertel ons meer oor die aangeleentheid eerskomende Vrydag. Eerskomende Vrydag, soos ek nou gesê het, is 'n verskyning voor die klagtekomitee. Hulle praat van die CCC, die Compliance and Complaints Committee van ICASA of ICASA. Nou die komitee bestaan uit 'n regter, dis weer eens regter Masipa, dieselfde regter wat ons vorige saak aangehoor het. En dan word sy bygestaan deur 'n hele paneel van ICASA raadslede, advokate en aspirant advokate uit die privaat sektor en ouens wat graag hulle merk wil maak. En die idee is dan dat sy en haar paneel die submissies wat gemaak word of die voorleggings wat deur regsverteenwoordigers of deur individue wat daar verskyn gemaak word, evalueer, dat hulle vrae vra
en dat hulle uiteindelik 'n uitspraak skryf wat nou maar soos 'n gewone hofuitspraak lyk, wat nou 'n bevinding maak na die een of die ander kant toe, en die uitspraak word dan aan die volle raad van OCOSA voorgelê vir bekragtiging, en dan sal ons weet wat OCOSA se posisie is. Soos ek gesê het, is die kwessie wat ter sprake is 'n klagte dat eerstens wat sê dat ons dieselfde inhoud uitsaai op al ons senders, dat dit 'n oortreding van hulle regulasies is, en in die tweede plek ook dat die senders nie afsonderlik geïdentifiseer word wanneer ons uitsaai nie. Nou jy sal, of elke luisteraar sal weet dat ons het herhaaldelik hierdie advertensie wat hardloop oor die lug wat sê jy luister na Pretoria FM wat uitsaai op, en dan word daar 'n hele rits senders genoem. Dit was ons poging om te voldoen aan wat die wet vereis, maar die amptenary by OCOSA het nou gevoel dis nou nie goed genoeg nie. Hulle wil letterlik elke stasie moet anders klink, elke stasie moet ander inhoud hê en elke stasie moet anders geïdentifiseer word. Nou dis 'n praktiese onmoontlikheid natuurlik. Dis letterlik 'n praktyk of 'n sakeonderneming wat opgebou is oor 32 jaar. Ons stelsels, ons infrastruktuur, alles leen hulle daartoe dat ons dit op die manier doen. Ons het wel aangebied op 'n stadium om tegnologie aan te skaf wat ons sou in staat stel om letterlik vir daai kort tydjie wat die stasie geïdentifiseer word, dat daar letterlik 7 verskillende seine uitgaan na elke sender toe, en dat as jy nou in Tsenin sit, dan sal jy hoor jy luister na Radio Wolkberg, maar dan skakel hy onmiddellik terug. Maar selfs dit was nie vir OCOSA goed genoeg nie. Hulle is nog steeds volstoom daarmee dat hulle onafhanklike radiostasies in elkeen van hierdie gebiede soek. En dit is vir ons 'n onmoontlike saak, en daarom gaan ons dit opponeer. En ons argument is baie eenvoudig. Dieselfde kwessie was reeds voor dieselfde liggaam, en dieselfde liggaam het 'n bevinding gemaak ten gunste van die praktyk wat ons toepas. En al wat ons vir die liggaam vra is om nie op te tree soos 'n wispelturige persoon wat eendag A sê en die volgende dag B sê nie. Laat jou ja wees en laat jou nee wees. En as jy 5 jaar gelede gesê het ja, dan is daar geen goeie rede hoekom dit nou skielik 5 jaar later nee moet wees nie. Dis al boodskap wat ons aan ICASA gaan oordra, en dit gaan geargumenteer word. Dit sal van die regter afhang hoe sy daaroor gaan beslis, en van haar paneel wat saam met haar sit, maar ons is vol vertroue dat ons die beste moontlike regsaak daar stel. As dit skeefloop, dan is daar hersieningsprosesse wat moontlik loop, en dan moet 'n mens daarvan af dit verder hanteer. Wie word almal geraak in so 'n saak? Is dit en wat is die uitkomste? Sou daar dan besluit word nee? Die antwoord is nee. Wat is die gevolg? As die antwoord nee is, dan beteken dit prakties dat Pretoria FM sal moet afskaal. Pretoria FM sal ons senders in die hele platteland van die noorde van die land, die Limpopo senders, die Noordwes senders en die Mpumalanga senders, moet afskakel, of ons moet daardie senders omskep in onafhanklike radiostasies. Dis die keuse wat ons sal hê. In ons geval sal dit heel waarskynlik beteken dat ons dit sal moet afskakel, en dat ons moet fokus op Pretoria, en Pretoria so goed as moontlik bedien, en dat daardie areas dan tevrede moet wees met die DStv 887 uitsendings of die uitsendings op ons selfoon toepassings. Dit is die praktiese implikasie as die saak skeefloop. As die saak nie skeefloop nie en ons slaag, dan het ons weer eens nuwe grond gebreek, en dan skep ons 'n basis waarop ons hierdie baie belangrike beginsel dat 'n gemeenskap kan nie beperk word tot een munisipale gebied nie. 'n Gemeenskap kan letterlik oor die hele land versprei word, en daar waar daai gemeenskap is, behoort hy bedien te kan word. En dan kan hierdie beginsel dat Pretoria FM uitsaai vir Afrikaner mense reg oor die land, kan verder ontwikkel word. Ons kan voortgaan met ons proses om die toekenning van lisensies in die Wes-Kaap, die Noord-Kaap en die Oos-Kaap goed te keer. En dan kan Pretoria FM oor 'n paar jaar van nou af sy vlerke baie wyer sprei. Ek glo altyd, ons is nie hierso om in ons dop te kruip nie. Ons is nie hierso om weg te kruip vir die massa, om te sê ons is te min of ons is nie sterk genoeg of wat ook al nie. Ons is hier om ons vlerke te sprei, om onsself te handhaaf en om te sê, ons het 'n boodskap. Ons wil praat met ons mense, ons wil ons mense ingelig hou, en ons wil seker maak dat elke liewe persoon wat graag na Pretoria FM wil luister,
moet kan luister na Pretoria FM waar hy ook al is en op watse toestel hy ook al wil gebruik. En daai stryd sal ons aanhou voortsit. Ons gaan nie in ons doppe kruip nie, ons gaan vir die wen, ons gaan vir uitbreiding, ons gaan daarvoor om Pretoria FM landwyd, daar waar Afrikaner mense woon, gehoor te laat word sodat hierdie boodskap lewend kan bly en sodat die Afrikaner gemeenskap bedien kan word met goeie radio-inhoud, die inhoud wat julle hier aanbied en wat ek elke oggend so lekker met 'n lekker hart mee wakker word en lekker lus raak vir koffie as Leon ons voorstel aan sy koppie koffie. Dit is wat ons wil voortsit. Ons wil seker maak dat ons staanplek en ons hoorplek hier in Suid-Afrika nie kleiner gemaak word nie. Ons wil hier bly en ons wil uitbrei. En natuurlik ek weet ook dat daar is ander radiostasies wat hierdie gevegte ook met arendsoë dophou, want die uitspraak kan bepalend ook vir daardie tipe stasies wees. Baie beslis. Ek is in gesprek byvoorbeeld, 'n baie goeie voorbeeld met wonderlike mense is Radio Kansel. Radio Kansel is al vir jare lank 'n Christelike radiostasie wat vir die Christen gemeenskap uitsaai. As gevolg van hierdie beginsels en hierdie beperkings wat die regulasies oplê, is dit vir Radio Kansel baie moeilik om ook sy hele luistergemeenskap te bedien. Daarmee saam die moslimgemeenskap is in dieselfde posisie, die Joodse gemeenskap is in dieselfde posisie. Daar's 'n geweldige lot belangegebaseerde gemeenskappe wat sê, ons wil graag die reg hê om gehoor te word daar waar ons mense bly. En dit maak logies sin. Ek was nou verlede week in Namibië gewees. Daar is 'n gemeenskapsradiostasie Kanaal 7 wat letterlik oor die volle reikwyte van daai hele land, van die Kaprivi bo tot onder by die Oranje rivier gehoor kan word. Die voorbeelde bestaan in ons buurstate. Dis nie iets vreemds nie, maar ek dink ongelukkig het Okosa 'n instrument geraak van kommersiële belange aan die een kant, die groot kommersiële uitsaaiers aan die een kant, maar ook die staat aan die ander kant. Die staat het gevestigde belange wat hulle wil beskerm. Die kommersiële radio en uitsaaiwese het ook belange wat hulle wil beskerm en hulle gebruik baie maklik regulasies om gemeenskapsradio's klein en onbenullig en versukkeld te laat bly. Ons wil nie versukkeld bly nie, ons wil nie klein bly nie. Ons wil groot gaan en ons wil kan meeding op elke denkbare vlak. Willie, baie dankie. Tyd het ons ingegaan, maar ek gaan definitief weer met jou kontak maak aan die einde van hierdie dat ons weer dit kan terugvoer gee vir ons luisteraars. Wat is die uitkoms van hierdie sake, maar ook natuurlik is dit 'n duur. Dis 'n duur geveg. Dis ongelukkig 'n duur geveg. Regskoste is nie goedkoop nie. Wanneer ons advokate aanstel, moet ons die advokate betaal en dit maak gereelde duik op Pretoria FM se begroting. Ongelukkig, dis die realiteit. Nou ek staan nou buite Pretoria FM. Ek is nou ook 'n prokureur wat buite staan en wat as 'n prokureur hier betrokke is. Maar dit is krities belangrik dat as hierdie saak vir jou as luisteraar belangrik is, ondersteun dit deur 'n geldelike bydrae te maak aan Pretoria FM sodat hierdie litigasie befonds kan word, dat die advokate betaal kan word en dat ons kan seker maak ons staan nie terug nie. Willie, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ons gaan definitief 'n opvolggesprek hê om dan terugvoer te gee oor, maar luisteraars kan Pretoria FM in hierdie stryd versterk deur dan soos wat Willie genoem het, by te dra tot die regsfonds. Nou al wat jy hoef te doen is stuur die woord regsfonds na 066 374 6193 en iemand sal met jou in verbinding tree. Dit is 066 374 6193. Jy kan ook direk vir stasiebestuurder James Kemp 'n e-pos stuur en dit is james@pretoriafm.co.za. Dis james@pretoriafm.co.za. Wil jy seënwense en baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was 'n voorreg en dankie vir julle en dankie vir die lekker wakker word elke oggend. Dis ons grootste plesier.